So bid sonder valsheid, kom ons kyk. God wil nie net ons siele red nie, maar hy wil ook ons karakter verander, sodat ons soos Jesus kan wees. Paulus bevestig dit in Romeine 8:29 waar hy sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees. Let op aan wie? Aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. So hiermee sê God dat hy elkeen van ons ontmoet op die vlak waar ons is, maar sy doel is om ons na die beeld van Jesus Christus te verander. So ons moet mooi verstaan, die doel van die Here was nooit net om dat jy jou hart vir die Here gee. Ok, dis great, dis verrek. Nou is dit einde van die storie. Dit was nooit die plan. Die plan was, buiten dat jy tot bekering moet kom, tot redding kom. Nou moet jy begin werk aan jou tekorte. Hy het vir ons die voorbeeld gegee. Hierdie skrif sê ons moet gelykvormig word aan Jesus. So, hoekom aan Jesus? Want hy was mens gewees op aarde. Hy het vir ons 'n voorbeeld nagelaat, soos dat ons behoort te leef. So as jy wil weet, hoe moet jy lyk, gaan kyk na sy voorbeeld. Gaan kyk na wat hy gedoen het. Onthou julle reg in die begin, het ons sê, 1 Petrus 2 vers 21, ek dink dis, as ek het reg het, jy moet in sy voetspore volg. Nee, dis reg in die begin. Ek meen, dis die hele doel. So jy moet kyk, waar lê jou lewe nie op nie? Waar skiet jy tekort? Aan watter area van jou lewe moet jy werk? Want as jy sê daar's niks nie, dan ag jy jouself die perfekte man en die perfekte vrou. Ja. Weet nie wie kan dit sê? Hierdie week wat verby is, het ek 'n paar, of weet ek, wat ek nou goed werk en praat en saam die Here spandeer, toe het dit vir my al hoe meer en die laaste ruk begin het al hoe meer, as daar iets is wat ek wil doen, of hoe ek opgetree het, of hoe ek moet optree, of hoe ek 'n situasie moet hanteer, is die eerste vraag wat ek myself begin afvra, hoe sou God dit gedoen het? Of hoe sou, op watter manier sou hy dit hanteer? So dat ek op daai selfde, of dit soos Christus doen, of hoe sou hy, jy weet, gereageer het, dat ek ook soos hy reageer, jy weet, en dit is ook belangrik, dis hoekom ons die Heilige Gees nodig het. Die inwonende krag van die Heilige Gees. Want die skrif sê, hy sal jou leer en lei in die volle waarheid. So in daai areas wat jy gaan sukkel, jy gaan nie jouself reg kry. Maar as jy die Heilige Gees van God vra om jou te leer en jou te lei, dan gaan jou lewe begin verander in daai area wat verandering nodig het. En so gaan jou karakter begin verander. So gaan jou taal begin verander. So gaan die manier hoe jy goed doen verander. So gaan jou uitkyk in die lewe verander. So gaan die manier hoe jy na mense kyk gaan verander. Want alles gaan begin verander, sodat dit meer en meer word, soos die karakter wat hy gegee het. Maar, as jy dit nie toelaat, dan gaan dit verander. Ek meen, die Afrikaners het daai spreekwoord wat sê, so gemaak en so gelaat staan. Nou, dis glad nie Bybels. As iemand dit sê, nee, dan wil ek amper net, ja, my ma was so, of my pa was so, en ek is nou maar sê. Dan dink ek, jy mis die hele heiligmakingsproses, jy mis jy moet 'n groot gedeelte van jou Bybel opskeer. Want dis nie hoe God jou gemaak het nie. Hy het jou nie gemaak dat jy so perfek sonder sonde is dat jy niks hoef te verander. Maar as toe kom jy bekeer.
as jy nou so gemaak is, so kan laat staan. So daai is 'n uit en uit 'n leuen van die vyand af, so baie daarby. So dis bonuspunt vir daai. Alright. In Matteus 6 vers 9 tot 15 gee Jesus aan ons sekere riglyne om effektief te bid. In die 3,5 jaar van sy openbare bediening modelleer Jesus 'n leefwyse van gebed. Markus 1:35 maak Markus die volgende verklaring: en vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. Markus 6:46 en 47. En nadat hy van hulle afskeid geneem het, het hy na die berg gegaan om te bid. En toe dit aand geword het, was die skei in die middel van die see en hy alleen op die land. Julle ken nou, dis net na die vermeerdering van die broodjies. So in hierdie 2 verse sien ons dat Jesus vroeg in die môre in gebed, as ook in die middag, as ook laat in die middag, wat gestrek het tot diep in die nag. Gebed was 'n prominente dissipline in Jesus se bediening. En as hy aan ons die voorbeeld gestel het, moet ons beywer om dieselfde te doen. As ons na die gebedsraamwerk kyk, wat Jesus vir ons met die Onse Vader in Matteus 6 vers 9 tot 15 gee, vind ons dat hierdie raamwerk in 2 dele kan indeel. Naamlik, die eerste deel handel oor God en sy eer, dit is vers 9 tot 10. Die tweede deel handel oor die mens en sy behoefte, verse 11 tot 15. Elkeen van hierdie gedeeltes bestaan uit 3 petisies. Die eerste 3 petisies handel oor die heiligheid van God se naam, sy koninkryk, sy soewereine wil. Die tweede 3 petisies handel oor daaglikse behoeftes, noodsaaklikheid van vergifnis en dat God ons teen die bose sal beskerm. So onthou jy, ons het reg in die begin het ons verwys na Onse Vader. Ek kan nie onthou, is dit nou module 3? Ek dink is module 2 of 3. Ek dink is module 3. So hierso in daai gedeelte van die gebed, onthou julle laasweek se lesing, dit gaan fisies oor die motief, dat jy nie soos die fariseërs moet bid om gesien te word nie. Die tweede deel handel ons nou oor die gebed wat die Here ons gee. So hy gee die gebed en almal ken die Onse Vader. Maar baie mense sê net die woorde op, luister net mooi woorde, maar dis baie presies geskryf. Dis toe hy die gebed gee, toe is dit met 'n doel gegee. Dis nie net random woorde nie. Daar's 'n volgorde, 'n struktuur. So presies is God, en ek dink soos julle gesien het, hy het 2 dele en elke deel het 3 afdelings. Okay. So 6 afdelings in totaal, een waar jy God verheerlik en een waar die mens en sy behoeftes aangespreek word. Alright. So kom ons kyk na die eerste petisie dan. Hierdie lesing handel primêr oor God en sy eer en kan ten opsigte van 5 aspekte bespreek word. God se doel, God se vaderskap, God se prioriteit, God se program en God se plan. Okay, so punt 1a. So God se doel met gebed. Alhoewel gebed die grootste bron is waaruit enige disipel baie voordele kan trek, is God se soewereine doel met gebed om daardeur verheerlik te word. So, gebed is nie hoofsaaklik 'n inkopieslys. Baie mense bid net en dan vind hulle self dat hulle deur die hele gebed net God vra. Here, gee my dit, gee my dat, help my met dit, help my met dat. Here, maak vir my so, maak vir my so, maak dit en doen dit. Spat nie die plan. Primêre doel van die gebed is om God te verheerlik. So as jy bid, dan moet jy hom eer gee. Jy
jy moet hom aanbid. Alright. Dit is die metode wat God aan die mens gegee het om met hom te kommunikeer. So ook is deel van ons kommunikasie, so ons met God praat. En waardeur ons sy soewereiniteit kan erken, sy heerlikheid kan aanskou, sy wil kan leer, ken en verstaan, in minder as 70 woorde vind ons Jesus sy eensetting van 'n koninkryksgerigte gebed. En dis my opwaai van ons Vader, want dit handel oor die koninkryk. Onthou julle ons gesê, dis die sentrale lyn, en kry die koninkryk ook in die Onse Vader gebed. Laat die koninkryk kom, soos in die hemel, net so op die aarde. Alright. 'n uiteensetting wat so eenvoudig is, dat selfs 'n kind dit kan verstaan, tog so geweldig omvattend, dat ons as volwassenes dit nie ten volle kan begryp nie. En dis nou nogal kwaai, wat hy sê. Daar's soveel diepte hier, en daar's bitter min volwassenes wat die diepte is raak sien. Maar dit is toch so eenvoudig, dat 'n kindjie kan op sy bed kniel, en ons Vader opsê. En ek kan dit doen met, of sy kan dit doen met soveel passie en liefde in hulle hart. So ja, dit is so omvattend, dat ons dit uit verskillende perspektiewe kan benader, en steeds God se persoonlike inspraak daarin sien, soos byvoorbeeld, alright, die Onse Vader uit 'n verhoudingsoogpunt. Die Onse Vader is gelyk aan Vader teenoor kind. Laat die naam geheilig word, is Godheid teenoor aanbidder. Ek meen wie hy is, sy identiteit. Laat die koninkryk kom, dit dui oor 'n heerskappy teenoor 'n onderdaan. Laat die wil geskied, ek meen meester teenoor slaaf, dit dui ook oor gehoorsaamheid. As jy bid, laat u wil geskied, met ander woorde, dit wat u wil hê ons moet doen, moet gebeur. Gee ons vandag ons daaglikse brood, dit is weldoener teenoor bevoordeelde. Vergeef ons skulde, verlosser teenoor skuldenaar, lei ons nie in versoeking nie, leidsman teenoor verlorene. So as jy dit nou, die Onse Vader nou kyk uit 'n verhoudingsoogpunt, dan kan jy dit raak sien. Die Onse Vader vanuit 'n gebedsoogpunt. Onse, wat reflekteer dit? Onselfsugtigheid. Vader reflekteer familietoewyding. Laat die naam geheilig word, reflekteer eerbetoning. Laat die koninkryk kom, reflekteer lojaliteit. Laat u wil geskied, reflekteer onderdanigheid of gehoorsaamheid. Gee ons vandag ons daaglikse brood, reflekteer afhanklikheid. Vergeef ons skulde, dui op berou. Lei ons nie in die versoeking nie, met ander woorde nederigheid, want aan u behoort die koninkryk, so dit reflekteer oorwinning, en die krag en die heerlikheid, met ander woorde reflekteer verheuging en blydskap. Tot in alle ewigheid, dit beteken hoop wat nie beskaam nie. So, daar soveel diepte in, en ek glo, as jy regtig wil, gaan jy nog ander oogpunte daaruit kan kry. Uit dit alles leer ons die drievoudige doel van gebed. A, om God se naam te verheerlik, om God se koninkryk te laat kom, om God se wil te laat geskied. So, God se naam te verheerlik hom, want hy is God bo almal, bo alles, hy is die hoogste gesag. Hy gee eer, want sy naam is verlossing, sy naam is gesondmaking. Ek meen, God se name, daar's baie betekenisse rondom sy name, verlossing, banier, is baie goeders.
koninkryk kom, of God se koninkryk wat moet kom, sy heerskappy. En ek meen, sy heerskappy in ons lewe, sy heerskappy in ons dorp, sy heerskappy in ons land, sy heerskappy oor die wêreld, sy heerskappy in en deur mense se lewens. En laat God se wil geskied. Met ander woorde, laat hy sy doel bereik in my lewe. Laat hy sy doel bereik in jou lewe. Laat hy sy doel bereik in in Suid-Afrika. In sy doel bereik in die wêreld. Laat sy wil geskied, dat mense hulle beskikbaar stel dat God deur hulle werk en bereik wat hy hulle voor geroep het. En jou roeping te vervul. So die primêre mikpunt van ons gebed moet van die begin tot die einde God self wees. So jy kan sien, die hele gebed is God gesentreerd. Jy plat nie hierso in jou gebed jou as senterpunt in en dan God moet al rondom jou dans en al jou behoeftes na kyk. Dit is anders daarom. God is die middelpunt. God is die senterpunt. En jy moet hom eer gee. Alright. Die gebed van 'n ware disipel is altyd op God die Almagtige gefokus. Dit bevestig God se soewereiniteit, geregtigheid, grootheid en goedheid. Punt B. God se vaderskap ten opsigte van gebed. Matteus 6 vers 9b verklaar God se vaderskap onontbonde. Onse Vader wat in die hemel is. En dis baie belangrik. Want baie mense sê dit, maar jy moet dit weet. En jy sê onse Vader wat in die hemel is. Dan beteken dit jy noem God jou Vader. As jy God jou Vader noem, moet jy sekerheid hê dat jy uit hom gebore is. Want ek kan nie op die straat loop en eerste oom wat ek hierso sien sê, papa, ek is so bly jy sien. Sien jy is 'n mooi Ferrari. En as jy nou 'n ou sien wat 'n ou stuk in 'n fietsry en nee, ek ken jou nie. Jy hoor wat ek sê? Nou net so met die onse Vader. Jy kan nie sê, U is my Vader, maar jy doen die werke van die Satan. Want ek meen, die Here maak baie kras stelling aan die Fariseërs en die skrifkenners. Hy sê, julle het die duiwel as vader. Kom sê hy dit? Want hulle wou hulle nie bekeer en tot wedergeboorte kom nie. Nou julle Johannes 1 vers 12. Is dit te lang terug? Ja, ek is so jaar. Maar aan almal wat hom aangeneem, aan hulle het hy mag gegee om kind van God te word. Gaan hy nou verder? Nou gaan hy daar so stop. Kyk, so met hierdie woorde verklaar Jesus dat God die vaderskap van alles is omdat hy almal geskep het. Maleagi 2:10 het ons nie almal een Vader nie, het een God ons nie geskape nie. Ten opsigte van die skepping is God die Vader van alles. Okay? Tog sê Jesus aan die skrifgeleerdes en hierso staan dit sommer. Tog sê Jesus aan die skrifgeleerdes en die fariseërs dat hulle Vader die duiwel is. Dit staan in Johannes 8 vers 44. As God dan die Vader van alles is, hoe kan daar mense wees wat die duiwel as Vader het? Hy het vir hulle gesê in die lig van die sondeval, waar die mens in geheel die vaderskap van God verruil het, vir die vaderskap van die duiwel. So, jy moet mooi verstaan wat hy sê hierso. God is eienaar, of dan Vader oor alles. Hy het alles gemaak, alles is sy. Maar die mens het eintlik daai vaderskap verruil
duiwel met die sondeval. En onthou nou, julle ken na julle proses, ons het deur dit gewerk. So om dit te herstel, dis waar die wedergeboorte kom. So om te sê nee, daar's vir my 'n prys betaal, daar's vir my 'n weg oopgemaak. Ek kies om God my Vader te maak. Alright. So die sonde wat ons van God se vaderskap vervreemd het, die woord praat van julle sonde het 'n skeidsmuur geword. En daarom moes God in Christus kom, Immanuel, julle ken al daai skrif, Jesaja 7:14, wat beteken God met ons, om weer die wêreld met homself te versoen. 2 Korintiërs 5 vers 18. In Christus het elke mens nou weer die voorreg om deur wedergeboorte God se kinders te word, maar slegs diegene wat Jesus deur geloof aangeneem het, kan hierop aanspraak maak. Johannes, die doper, bevestig dit met sy woorde in 1 Johannes 12 en 13. En so kom hy weer. Ek het raak nie die boekie gelees voor die tyd, so baie goed, as jy dit wil weet. Maar wys jou maar uit die werk die gees van Here. Ja. Maar, nou kan julle sommer kyk of ek reg gekwoteer het. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Ons kan God slegs ons Vader noem as ons sy kind geword het deur geloof in Christus in die proses van wedergeboorte. En julle kan dit onthou, module 2. In alle gevalle waar Jesus bid, gebruik hy die titel Vader, behalwe op die kruis, toe hy uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Matteus 27:46. Die feit dat hy hier sê, my God, dui op die verwydering wat hy beleef het in sy persoonlike verhouding met sy Vader, toe die sonde van die mensdom op hom oorgegaan het. Jesus begin sy lering met onse Vader, omdat 'n Vader die volkome sekuriteit vir sy kinders is. Net so 'n bietjie ekstra inligting. In die tyd van Eden na die sondeval, toe Adam nou gesondig het, toe roep hy nie uit na God, maar God roep uit na hom. Adam, waar is jy? Maar toe die sonde van die wêreld op Jesus neerkom op die kruis, toe roep hy uit, my God, waarom het jy my verlaat? So, dit is nogal kwaai, want omdat hy, onthou ons gesê, hy moes dit herstel. So alles wat gebeur het na die sondeval, moes Christus basies in reverse weer kom terugwerk. As ek dit nou in daai terminologie kan sê. So dis nogal interessant dat tot in daai detail werk hy dit terug. Dat hy uit, want ek meen dit gaan oor daai verhouding met die sonde van die wêreld te kom. En die gees van God kan nie saam met sonde werk. Alright. So, dit dui op die verwydering wat hy beleef het in sy persoonlike verhouding met sy Vader, toe die sonde van die mensdom op hom oorgegaan het. Jesus begin sy lering dan met onse Vader, omdat 'n Vader volkome sekuriteit vir sy kinders is. En dis hoekom dit baie belangrik is, as jy vat, kinders wat se paas afwesig is van 'n jong ouderdom, wegloop, los die ma met die kinders alleen dan. Hoekom sukkel daai kinders om 'n pa-figuur, hulle sukkel met dit.
Ja. Want hulle het geen voorbeeld van dit. Hulle sukkel om God hulle Vader te kry. Want daar's nie 'n voorbeeld. Dis nie onmoontlik nie. Daar's baie mense wat dit aanvaar, wat die woord en wat die Here aanraak. Hulle verstaan dit is so moeilik, want ons as aardse ouers moet eintlik 'n voorbeeld wees vir ons kinders. Dis nie 'n perfekte voorbeeld. Maar wat bied jy? Jy bied die sekuriteit wat 'n pa vir huisgesin bied. En kyk wat gebeur as 'n pa wegval. Ek gaan kyk ook in huishoudings. Hoekom word mans beteken? En nie net, ek praat net van mans wat wegloop. Hoeveel mans gaan dood in ongelukke, word doodgeskiet, dan los dit half die vrou met die kinders. Want die duiwel weet, dis die sekuriteit van die huis. Ons kan 'n huishouding soveel skade aan. Nie dat ek sê, as dit gebeur, is arme kindertjies en vrou alles nou dom nie. Die Here is daar. Die Here maak voorsiening vir dit. Maar ek sê net, dis interessant, want 'n vaderfiguur het eintlik so 'n belangrike rol om te speel. Veral in 'n huishouding, in 'n gemeenskap. Kyk bietjie, veral die ou paas families kan ek sê, in die stad is dit al bietjie weird. Die oupa is amper soos die gom, hy hou al die kinders nou almal bymekaar. As die oupa doodgaan, partykeer dan spat al uit mekaar, hoekom? Want daai een persoon, daai een manlike figuur, vaderfiguur, bied soveel sekuriteit en hy sorg dat orde, vrede is. En in 'n huishouding en al daai goeie. So die rol van 'n pa is baie belangrik. En ek meen ons sien dit hier. Alraai. 'n Belangrike feit is dat ons altyd ons gebed moet begin met die wete dat ons Vader wat in die hemel is, die einde van al ons vrees is. Nogal kwaai. Want ek meen, as jy bang is, jy roep jy jou ma of jou pa. Jy roep jou pa, want jou ma is ook bang. Jy kry seker maar 'n paar vrouens wat uitsondering op baie reël is, wat wild is, maar as die norm. Ja, die pa moet gaan kyk. Is daar gelyk is vir die pa. Kyk as daar, en ek praat eers van 'n slang, as daar net 'n muis in die huis is. Ai. Ma is bo op die hoogste tafel. Die skree op die punt van haar tong. Dan moet die pa aankom, hy moet, ek weet nie wat ook al hy in sy handpet of sy hand alleen gebruik, maar hy moet daai probleem nou uitsorteer. Dit is so. Ek kan onthou, jare terug, in daai ou huis gebly nou. Die dreine het net so uitgeloop op die gras, dit was net so pyp op die gras. So, en sy bel my, maar ek dog toe hier's groot moeilik, dis nou wat ek doen. Ja, ek spin hier weg, jaag so toe, sy staan daar op die tafel, die eetkamertafel staan sy, maar ek kan sien sy kleur verander. Toe daar, by die prop van die bad, nou slangetjies, steinslangetjies, so groot wat ook al, het nou by die pyp ingekom, nie een nie, weet nie hoeveel nie, maar klomp. En nou kom hulle deur die badprop, en oor die bad, en nou sit die hier gang af. En toe sy nou daar inkom, toe sien sy nou hierdie klomp vriende kom kyk. Toe is dit chaos. Ek sou saam met haar op die tafel. Toe moet ek nou daai storie beredder. En toe moet daai pyp nou dadelik mee plan gemaak word, want sy nou nie sulke vriende het. Nee, mag nie. So ja, maar jy verstaan, dis nie, vat ek besig met maggie goed vrek of wat ook al, nee, jy bel jou man, nou. So ja, dit is nou maar so, ja. Ek bedoel, even as ek by die kar hier gaan staan, en Henny is, wherever hy werk, en by hulle kom, dan sê ek vir hom, wat moet ek nou maak? Nou die kar gevraag, die kar So dit is maar hoe dit werk.
Vader vergeef. Dis so, en dis belangrik. So ja. Alright. Hy is die einde van al ons vrees. Ongeag waar ons is, of wat ons behoeftes is, God is daar vir ons, en hy sal ons help. In God het ons altyd hoop. So, as 'n aardse pa dit kan bied, hoeveel meer jou Vader wat in die hemel is. So as jy dit verstaan, en dit bring my weer terug hoe amazing God is. Van die gesin wat 'n pa voel. God vervul hierdie rol beter as 'n aardse pa. Maar jy moet hom toelaat. Hy sal jou vrees wegvat as jy bang is en naam. Hy gaan jou behoeftes voorsien. Hy gaan vir jou hoop gee van môre. Vrouens wat weduwees is, God kom en hy vul daai plek. Hy maak dit heel. Want dis wie hy is. Alright. Dan, punt B. Al die bronne van die hemel is tot ons beskikking. Dit is nogal 'n baie en min mense verstaan dit of glo dit. So Jesus se woorde, onse Vader wat in die hemele is, dui daarop dat al die bronne van die hemel ook vir ons beskikbaar is. Dis opvallend dat Jesus die hele tyd die meervoudsvorm ons gebruik. Gee ons vandag ons daaglikse brood aan nou, vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Hier maak hy die verklaring dat God vir ons, net soos vir hom, die alles genoegsame is. Met ander woorde, alles wat God vir Jesus gedoen het, sal hy ook vir ons doen. Omdat ons sy kinders is, net soos 'n aardse Vader in die sekuriteit en behoeftes van sy kinders voorsien, sal God ook aan ons doen. Nou daai van die bronne tot jou beskikking, om 'n bietjie meer te verstaan. As jy nou by die huis kom, ek weet nie, het jy fiets? Ek het een omdat sy wiel is bak. Okay, jy het 'n fiets. Maar kom ons voorstel, jy wil nou die wiel regmaak. Mag jy by jou pa 'n tool vat en die wiel afhaal, sonder om te vra? Mag jy sy tools gebruik? As hy nie daar is nie, Ja. mag jy dit gebruik? As hy daar is, gaan jy obviously vra. Maar mag jy die fiets regmaak? Hoekom? Dis dit nie jou goed nie. Dan ek wil die fiets regmaak. Ja, maar dis nie jou goed nie. So dan moet ek eintlik vra. Nee, maar dit bly nog steeds nie jou goed nie. Wat ek bedoel is, jy moet dit verstaan. Jy kan dit doen. En as jou pa nie daar is, hoef jy nie te vra nie. Want dis jou pa. Dis sy goed, hy het dit gekoop, hy het dit gewerk. Maar dis tot jou beskikking. Verstaan jy wat ek sê? Nou as jy God jou pa noem, hy is koning oor die heelal, en alles is syne, mag iets gebruik. Ja, dit is tot jou beskikking. Jy kan hom vra vir dit ook, want hy sê, vra my wat jy wil, sal dit vir jou gee. Net soos jy jou pa daar is, kan jy hom vra vir die spanners. Waarop het neerkom as jy hoef nie te gaan, en jou spaargeld te vat en 'n spanner te gaan koop nie, om jou fiets se wiel af te haal. En sê, pa, my fiets se wiel is pak, en ek sê dat ek kry of 13 of 14 of wat. Ek meen, dis 'n konsep wat ons alledaags doen. Ek wil amper sê, ek noem dit nou, en jy paniek nou daar, want jy weet nou nie hoe ek dit sê nie. Maar eintlik gebeur dit alledaags. Ek praat nou van 'n fiets, maar dit kan enige ding wees. Ja. Dit is Die pa se woord moet gebruik. dit is amper soos om in 'n huis
bly en daar staan 'n bak vrugte op die kas. Ja, Nee, presies. omdat dit jou huis is, mag jy daarvan eet. Ek bedoel, jy hoef nie eintlik te vra nie, dit is gekoop om te gebruik in die huis. Uit ordentlikheid uit gaan jy vra as jy dit nodig is, maar as jy weet, dis tot jou beskikking nie vra. Ek meen, my kinders weet, as daar so appels, piesels in daai bak is, vat vir. Jy hoef nie te vra vir dit. Jy kan my vra ook. Dit maak nie saak, maar jy hoef, is tot jou beskikking. En ek meen, dit is eintlik waarop ek neerkom. So mens fiets is dit nou een ding, maar dit gaan so oor alles. Ja. Ek meen, jy hoef nie jou brood en melk te gaan koop en dit hier apart te bære nie. Of jou eie yskas ook nog, want ek, jy verstaan. Hoe ver vat jy dit nou? Presies. Want is jou pa en jou ma, hulle bronne waarvoor hulle werk en alles, is tot jou beskikking. Nou as ons God ons Vader noem, mag ons nou niks doen. Jy kyk so of jy verby my kyk. Nee, maar ek verstaan wat hom sê. Okay, dit is om te hoor. So dit is eintlik kwaai, want die groot ding is ons begryp dit. In 'n aardse riem kom dit natuurlik. Ja. Maar as dit by God kom, dan voel dit vir ons amper ons mag. As jy hoor wat ek sê. Dit is ook nou nie, Ja, dit is... Here gee vir my 'n Ferrari nie, want ja, dis al maar 'n mooi kar. So, jy hoor wat ek sê. Ja. Ek weet jy pa gaan nog nie vir jou gee nie. So, jy kan dit nou nie, ja. Jy kan me vra as jy wil, maar Ek kan vra, maar die antwoord gaan nee wees. Ja. So, alright, die volgende ding is God se prioriteit vir gebed. God se prioriteit vir gebed is die eerbiediging van sy naam. Die kernvers waarna hy verwys word is Matteus 6:9c. Laat die naam geheilig word. Jesus sê dat ons in alle opsigte die naam van God moet grootmaak, omdat God se karakter deur sy naam verteenwoordig word. Psalm 9:11 sê Dawid. En hulle wat die naam ken, sal op die naam vertrou. Die naam van God is die absolute uitdrukking van sy wese. In die Bybel het die name van persone dikwels uitdrukking gegee aan die basiese karakter van die persoon wie se naam dit is. As ons die naam van God ken en verstaan, dan verstaan ons ook sy karakter. En as ons weet wat sy karakter is, sal ons onwrikbaar in geloof op hom kan wag. So vind ons dwars deur die Bybel karaktereienskappe wat God self aan sy naam koppel. Die volgende is voorbeelde daarvan. Met ander woorde, Elohim, God is ons maker. El Elyon, God die besitter van hemel en aarde. Jehovah Jireh, God is ons voorsiener. Jehovah Shalom, God is vrede. Jehovah Tsidkenu, God ons geregtigheid. En ek meen daar is ons nog ander, God is ons geneesheer. En wat is daai Rafa? Rafa, ja. Rafa, ja. Ons het so daai halleluja van daai, ek het al daai lied gehoor het van die, Ja. daai Hebreëse, Ja. daai, Ja. dit is baie mooi. Daar gebruik hulle al daai name. Ja. Alright, so God sê vir Moses in Exodus 15:26 dat hy God is wat genees. Dit is Jehovah Rafa. Alright, so hieruit sien ons, Nee, ek sê daar so staan. ja. Hieruit sien ons dat dit nie regtig saak maak wat ons behoefte of ons nood is nie. As ons die naam van die Here heilig, sal God ons verhoor omdat sy naam dit verklaar. As ons die woorde bid, Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word,
dan vra ons God om sy karakter en krag in en deur die beantwoording van ons gebed te openbaar. In die Nuwe Testament vind ons dat Jesus self ook aan ons duidelike lering bring met betrekking tot God se naam. Johannes 17 vers 6 sê hy: Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. So in Jesus Christus vind ons die volle openbaring van die naam van God. Jesus wat letterlik verlosser beteken, het juis gekom om aan elke mens verlossing te bring van die vloek van sonde en die dood. Kolossense 2:9 tot 10 staan. Want in hom, dit is Jesus, woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerhede en mag. Daarom is daar geen ander naam in die hemel onder die mense op die aarde gegee waardeur ons gered moet word nie. Handelinge 4 vers 12, ons het dit ook gelees daai tyd in Module 2. So behalwe die naam van Jesus, in die naam, in Jesus se naam is God se volle karakter uitgebeeld en aan die mensdom geopenbaar. Die woord geheilig beteken om heilig te wees. As Jesus sê, ons moet God se naam heilig, bedoel hy, ons moet God se naam eerbiedig, vereer en verhoog. En dit is nogal belangrik. En in die veral in die ouer mense was hierdie baie belangrik. Ek vind dat die jonger mense, jy weet, dit voel vir my of hulle God se naam nie meer eerbiedig nie. Noem hom sommer, dit is sommer, en daar's baie mense wat doen, ek praat van, ja, die ou man daar boe, of so, hulle praat so. En ek voel dit, in my opinie is dit baie disrespectful. Want ek meen, as jy sy naam moet eerbiedig, dan kan ek nie verstaan dat jy so praat van die ou baas, of so iets. Ja. Ek meen, as jy in 'n hof instap, dan as jy nie sê edelagbare of al die name nie, Of jy buk as jy uitloop, of jy moet ons ja, ek meen, dan het jy moeilikheid. Ek meen, Ja, jy spreek hom nie aan as iets anders nie. ja, Jy gee nie vir hom 'n ander naam nie. ja, so, maar nou kom mense met die Here, en soos ek sê, in die ouer garde, ek kan onthou oupa en goeders, dis 'n groot saak. Jy kan nie net God se naam gebruik of sê, sommer net wanneer jy wil nie, maar jy dit praat, dan praat jy met respek. Ek meen, dit was wat vir ons gesê is en geleer is, dit is belangrik. En partykeer het hulle dit amper half so oordrewe gemaak, dat jy amper bang gewees het vir die Here. En dit was amper half bietjie die kant wat te erg was. Maar nou kry die ander kant wat mense eintlik disrespectful is. Ja, asof God hulle chommy is. Ja, presies dit. Mense praat so. Ja. En ek voel, dan maak hierdie nie vir my sin nie. En hierdie woord sê uitdruklik, jy moet dit eerbiedig, en jy moet, ek meen, respek hê vir God se naam. Ja. En dit is heilig, vereer hom. Ok, en om dit te doen, moet ons hom gehoorsaam wees, en sy naam ag as die naam met die hoogste gesag. Matteus 7:21 sê Jesus, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. So dit dui op absolute gehoorsaamheid. En hierdie skrif is eintlik scary. Want ek meen, in daai gedeelte dan praat hy op 'n kol van wat hy sê, Here, ons het duiwels uit die naam uitgedryf, ons het siekes genees, en hy doen goeders daar. Dan sê hy, nie almal wat vir my sê, Here, Here, gaan my koninkryk. So hierdie stuk sê vir my, daar gaan mense wees,
wat sê, Here, ons ken nie. Ons ken nie nou. Dan gaan hy vir sê, ek ken jou nie. Ek ken die wat ek ken, of die wat sal ingaan, is die wat my wil doen. Wat dit doen, wat ek van hulle vra. Uit my woord, wat my wil doen, wat gehoorsaam is. So jy kan nie die boek, die wat hy sê, verontagsaam. En dan sê, okay, was ons in die kerk so nou en dan, of was elke dag in die kerk, of enigiets, dan gaan hy sê, nee, jy het my wil gedoen. Ek het vir jou 'n voorbeeld nagelaat, ek het vir jou gewys hoe jou karakter lyk, ek het vir jou gewys hoe jy lyk, maar jy het gekies om dit nie te doen. My ma het altyd gesê, dit gaan nie oor die kerk nie, dit gaan oor, ken jy God van die kerk. Net so. En ja, So, as ons God se naam heilig, erken ons die bestaan van God en dat hy 'n beloner is van die wat na hom soek, met ander woorde wat tot hom bid. In Hebreërs 11 vers 6 staan, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. So ons het so 'n paar bladsye, kom ons kyk hoe dit hier. In Exodus 3 vers 14 vra Moses, Here, wat hy moet antwoord as die volk hom uitvra oor sy naam. Hierop antwoord die Here, ek is wat ek is. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord. Ek is, het my na julle gestuur. God se naam moet geheilig word, omdat hy is wat hy is. Wat is hy? Hy is die groot geneesheer, hy is die groot voorsiener, hy is die groot verlosser, hy is alomteenwoordig, hy is ons alles, hy is die koning van alle konings en die Here van alle Here, en daarom hoef ons nooit te vrees nie, want God is alles. Hy is alles wat ons nodig het. Alright, punt D, God se program. Die grootste begeerte behoort te wees om Jesus te sien heers as koning oor alles. Matteus 6 vers 10a. Maak Jesus God se program vir ons lewe bekend. Laat die koninkryk kom. God se koninkryk verwys na sy heerskappy, ken wat dit net. So Jesus sê in Lukas 18:21, en hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God, God se heerskappy, is binne in julle. As God se koninkryk dan in ons is, beteken dit letterlik dat ons die plek geword het waar die koning regeer. As Jesus dan sê, laat die koninkryk kom, sê hy dat God in ons en deur ons lewe moet regeer, net soos hy in die hemel regeer. Alright, so hierdie is Koninkryk 101, dis module 1 en julle ken dit al baie goed. Dit impliseer dat God volkome in beheer van ons lewe moet wees en dat ons wil volkome aan sy wil onderwerp het. In Matteus 5 vers 5 staan, salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Matteus 11:28 tot 29 verklaar, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig. Sagmoedig beteken meek, en julle kan dit ook nou onthou, ons het dit begin van module 5, die saligsprekinge gedoen, wat letterlik verwys na krag onder beheer. Dis God se krag onder beheer. Alright. So, as ons enigstens sê dat ons sagmoedig is, verklaar ons dat ons eie wil
volkome aan God se wil oorgee. So God se koninkryk is God se program en sy koninkryk kan slegs in ons lewe kom as ons wil volkome aan sy wil onderwerp. God se plan, so ons vind God se plan vir gebed. Matteus 6 vers 10b. Laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. In Genesis 1:26 gee God ons die rede hoekom hy die mens gemaak het. Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde. Engelse woord sê, let them have dominion. Jy ken al dit dui op die heerskappy. Alright, so laat u wil geskied. So reg van die begin af, wou God sy onsigbare hemelse koninkryk uitbrei na 'n sigbare aardse sfeer, en om hierdie rede skep hy die mens na sy beeld en gelykenis. Maar Adam het dit verloor toe hy die gesag aan Satan afgegee. As Jesus sê, laat u wil geskied soos in die hemel, net so op die aarde, beteken dit dat ons moet bid dat God se volmaakte plan, soos hy dit van die begin af beplan het op die aarde, moet geskied in ons lewe. So as ons bid, laat die wil geskied, bid ons dat God se wil ons eie wil moet word. En ek meen die Here Jesus verklaar dit. Net wat die Vader doen, dit doen ek net so. Alright, so wat moet ons doen? Net dit wat die Vader doen, dit moet ons gaan doen, net so. So, as jy dit verder wil kyk, is die voorbeeld van Jesus, want hy het daai voorbeeld gevolg. So net wat Jesus gedoen het, doen dit net so. Alright, so dat ons as ons skepingsdoel sal ons dan vervul as konings en priesters, deur God geroep en gesalf om sy heerskappy op die aarde te demonstreer en te laat geskied. Die vraag kan egter gevra word, hoekom ons dan moet bid as God soewerein is en in elk geval dit wat hy vooraf besluit het, gaan deurvoer. Aan die ander kant is daar ook die vraag of ons God se wil kan verander deur vurig en in erns oor 'n saak te bid. Hierdie is vir baie jare al 'n groot strydvraag onder gelowiges en ons kan maar net poog om dit so akkuraat as moontlik uit God se woord te antwoord, binne die beperktheid van ons menslike verstand en begrip. Deuteronomium 29:29 verklaar, die verborge dinge is vir die Here ons God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet. So, jy moet duidelik verstaan, dat daar is goed wat vir ons verborge is. Die woord sê, eendag sal ons dit verstaan. So, alright. Maar die goeders wat die Here geopenbaar het in sy woord, dit is dan vir ons en ons kinders. So uit God se woord is dit duidelik dat God soewerein is, maar tog aan die mens die reg tot sy eie wil gegee het. Daai is 'n belangrike ene wat jy moet onderstreep. So, God gaan nooit teen jou wil gaan nie. So as jy nou besluit vandag gaan ek aan die sy, of ek dobbel, of ek is roekeloos met my lewe, en dan kan jy nie vra, maar hoekom het die Here my nie gestop nie? Want hy gaan nie. Jy het, die mens het reg tot sy eie wil. So God het jou eie wil gegee. Jy moet
kies. Want anderste as hy moes ingegryp het en alles gedoen het wat jy verkeerd doen uitgesort het, dan het jy nie 'n vrye wil gehad nie. En ek raak het pertinent uit, want daar's baie mense wat die vraag vra as iets gebeur, hoekom het God dit nie gekeer? En baie kere vra hulle maar, kom ons sê 'n rower kom en hy skiet nou jou dood. Hoekom het die Here dit nie gekeer? Kan dit ook nie eintlik heeltemal so redeneer nie. Want punt nommer 1, dit was alles onderhewig om daai rower Sy keuse. So ja, die Gees van God het al gesê, moenie dit doen nie. Hou op, bekeer jou. Dit sal ons nie weet nie, want ons kan nie dit weet nie. Maar ons kan nie sê die Here het niks gedoen rondom dit nie, maar die Here kan nie daai rower stop nie omrede hy onderworpe is aan sy eie keuses en wil. Hy het gekies om die geweer te vat. Hy het gekies om 'n persoon dood te maak. En die persoon wat geaffekteer word, het nie daarvoor gevra nie. En ek meen dit geld vir alle omstandighede waar mense daai vraag vra. Alright. So julle is alright met dit. Dit is nie 'n moeilike ding eintlik nie, maar ek vind daar is mense wat daai vraag vra. Ja, soos baie keer met soos 'n ongeluk of 'n ding wat gebeur of 'n siekte, dan word geweet hoe kom het die Here dit op hulle pad gebring. Ja. En Die ding is net, ons bly in 'n gebroke wêreld. ja, Eendag gaan ons in die volmaakte wees. Dan gaan hierdie goed nie daar wees nie. So ons kan nie nou die vraag vra nie, want ek meen, dis mense hier en elkeen het sy eie wil. Maar elkeen moet ook verantwoording doen vir daai wil wat hy uitoefen, vir daai keuses wat hy maak. Alright. So, as die mens nie sy eie besluite kon neem nie, sou die wette wat God aan die mens gegee het, totaal onsinnig en niks werd gewees het nie. En sou God se oordeel en straf op die mens dan wreed gewees het. Net so sou Jesus se lering oor gebed vrugteloos gewees het indien God nie op ons gebede reageer nie. Ons taak is nie om hierdie kwelvraag op te los nie, maar suiwer om Jesus se opdrag om te bid uit te voer. Hy sê in Matteus 6 vers 9, so moet julle dan bid. Ongeag God se soewereiniteit, is dit sy wil dat ons moet bid. Dan sê daar sien module 2 vir verdere bespreking. Dit is daai wat ons in module 2 daai hele gebed behandel het. Onthou julle. Right. So wanneer ons bid, laat u wil geskied, bid ons dat God ons sal help om sy wil ons wil te maak. Tweedens bid ons dat sy wil oral op die aarde sal heers, net soos sy wil in die hemels heers. Maar wat is God se wil? Nou ja, ons gaan nou kyk na 'n paar goedjies, maar net in die kort, julle weet nou al, dis heel eenvoudig vir my in Engels se Wilde Testament. Ek meen ons het 'n Nuwe Testament en 'n Ou Testament. En ek meen as jy Engels dan is so vat, Testament is iemand se wil. So as jy weet wat God se wil, is God se wil is nie dit. Dis wat God wil. Alright, maar kom ons gaan definieer 'n paar goedjies. Die verkeerde begrip tot God se wil. Baie gelowiges beskou God as autokraties, wat in die beheer van alles is. So vir hulle is gebed 'n bystand. Hulle bid suiwer uit 'n morele verpligting, omdat hulle glo dat God in sy soewereiniteit alles reeds vooraf bepaal het en hy in elk geval self besluit het wat hy gaan doen. 'n ander groep sien God nie as autokraties nie,
maar omdat hulle ook glo dat God se wil onvermydelik is, het hulle 'n passiewe benadering tot gebed. Hulle bid dat God se wil moet geskied suiwer, omdat God in sy Bybel sê, hulle moet dit doen. Hulle onderwerp hulle, omdat hulle gehoorsaam wil wees. Hierdie groep mense bid dikwels nie uit 'n perspektief van geloof nie, maar eerder uit 'n gevoel van pligsbesef. Hulle poog ook nie om hulle eie wil in ooreenstemming met God se wil te bring nie, maar tree eerder neutraal op en maak staat op die feit dat God in elk geval sy wil sal laat geskied, terwyl hulle self geen verantwoordelikheid aanvaar om die rigting van die aarde se koers te beïnvloed. In Handelinge 12 vers 16 vind ons dat die eerste disippels op hierdie passiewe wyse bid, terwyl 'n groepie gelowiges tot God bid vir Petrus wat in die gevangenis sit. Stuur die Here 'n engel om hom uit die tronk te verlos. Hulle reaksie spreek van ongeloof toe Petrus skielik aan die deur klop van die huis waar hulle gebid het, vers 13 tot 15 sê. En toe Petrus aan die deur van die poort klop, het 'n diensmeisie met die naam van Rode of Rodei gegaan om te hoor wie daar was. En sy die stem van Petrus herken en van blydskap die poort nie oopgemaak nie, maar na binne gehardloop en vertel dat Petrus voor die poort staan. Maar hulle sê vir haar, jy is van jou verstand af, maar sy het volgehou dat dit so is. So daarso sê dit nou maar net, hier bid hierdie groep mense, Here verlos vir Petrus. Nou kom die meisietjie, nou hoor sy vir Petrus, en wat sê sy vir hulle, julle het nou gebid, Petrus nou hier. Nee, jy is nie jou verstand af. Jy verstaan, jy glo wanneer wat jy self gebid het. Jy bid, jy vra vir die Here iets en dan doen hy dit, en dan sê hy, nee, dit kan nie waar wees nie. Dit is so gou gebeur. Nou ja, so hieruit sien ons 'n groep mense wat bid, maar nie regtig glo dat hulle gebed enige verskil sal maak nie. Ons eie gebedslewe is dikwels swak, omdat ons sonder geloof bid, en nie regtig glo dat ons gebede enige verandering kan bewerk nie. Ons bid vanuit 'n pligs- en 'n verantwoordelikheidsgevoel, maar glo nie dat God sal doen wat ons vra nie. Dit was waarom Jesus die gelykenis in Lukas 18 vers 1 vertel het van 'n vrou wat aanhoudend na die regter gegaan het met die versoek dat hy teenoor haar reg sal laat geskied. Sy het geweier om die status quo te aanvaar en volgehoue na die regter gekom, sodat hy aan haar versoek kon toegee. In vers 1 van hierdie gelykenis sê Jesus, en hy het ook aan hulle gelykenis vertel, met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. So dit is nogal kwaai. Want ek meen, hy sê hierso, dat wanneer jy bid oor 'n saak, dat dit moet nie net bid in ongeloof wees soos daai klomp wat nou vir Petrus gebid het, maar dat jy soos hierdie gelykenis is, soos daai vrou. Ek meen, daai regter het hoeveel keer daar teruggegaan en nog bekol en sê daai gelykenis, en sê, ek gaan tog nou maar net aan die vrou se versoek voldoen, want ek meen, sy is aanhoudend. Nou maak jy die stelling eintlik dat so moet jy bid en nie moedeloos word. As 'n ander deel wat hy sê, herinner die Here aan sy beloftes. Jy moet hom nie herinner omdat hy dit vergeet nie. Dit gaan eintlik oor wie om die motief van jou hart aan te spreek. As jy God herinner, beteken dit daai ding brand in jou hart. En jy deel dit en jy het geloof in dit. Alright. Punt 2, wat is dan die regte begrip tot God se wil?
dat Jesus ons leer om te bid, dat God se wil op die aarde moet geskied, lewer juis aan ons die bewys dat God se wil nie altyd op die aarde geskied nie. Om die waarheid te sê, die feit dat ons nie bid nie verhinder dat sy wil op die aarde geskied. Genesis 1:26 het God gesê dat die mens oor die hele aarde moet heers. Hier sien ons dat God die gesag van die bestuur van die aarde aan die mens toevertrou het. Dit was dus God se wil, dat die mens wat uit gees, siel en liggaam bestaan hierdie taak moes verrig. Enige ander wese wat nie die kwalifikasie het nie en op die aarde wil heers, is wederregtelik besig om dit te doen. Daarom is Satan wederregtelik besig om sy koninkryk op die aarde te vestig, want hy is 'n geesteswese. Omdat God gees is, sluit dit hom ook uit. Dit word bevestig met die woorde, laat hulle heers. Dit was van die begin van God se skepping af, sy wil dat die mens in samewerking met hom op die aarde, die aarde sou bestuur. En ek meen hierdie goed ken julle, ons het dit al behandel. Dit is hoekom die Bybel die verklaring maak dat God nooit iets op die aarde doen sonder dat hy sy raadsbesluit, met ander woorde sy wil of sy doel aan sy knegte bekend maak nie. In alle gevalle waar God iets op die aarde gedoen het, het hy sy kinders daaroor ingelig. Met ander woorde, God gebruik mense en hulle daarvoor gebruik. Toe God die wêreld met water wou laat vergaan, het hy Noag daarvan gesê en hom ook gebruik om sy plan deur te voer. Toe God vir homself 'n volk wou afsonder, het hy Abraham daarvoor geroep. Toe God Israel uit Egipte wou lei, het hy Moses geroep. Toe God die wêreld met homself wou versoen, het hy self in die gestalte van 'n mens, Christus Jesus gekom. So God doen dit so, omdat hy nooit op sy eie woord kan teruggaan nie. Wat God gespreek het, het hy gespreek en dit bly vir ewig vasstaan. So wanneer ons dus bid en dit nie is dit nie om ons wil te laat geskied nie, maar eerder om God se wil in die saak uit te vind en dan ons wil aan God se wil te onderwerp. So dit is die sleutel. Dit gaan nie om te sê ons is passief, want God se wil sal in elk geval bestaan. Dit gaan oor om te uit te vind wat is God se wil oor die aarde en dan jou wil te onderwerp aan God se wil. Dit is om God se wil uit te voer. So om daarmee in gebed saam te stem. So wanneer ons God se wil leer ken het en ons begin nou aktief daaroor te bid, gebruik God ons om sy wil vir die gegewe situasie te laat geskied. In die gevalle waar God in sy soewereiniteit sekere dinge op die aarde wil doen, deel hy dit met sy kinders, wie se aandag onverdeeld op hom gerig is. Dan gebruik hy hulle om sy wil uit te voer. So hieruit sien ons dat hoewel God soewerein is, hy die einde reeds van die begin af verkondig. Jesaja 46 vers 10. Werk hy saam met sy kinders om sy heerskappy ook op die aarde te vestig, soos wat dit in die hemel is. Gebed is dus die aksie of die proses waar ons God en die hemel by ons aardse aangeleenthede betrokke maak. God sê dikwels vir ons nee wanneer ons hom iets vra. Dit kan wees omdat die tyd daarvoor nog nie reg is nie, of omdat dit buite sy beplanning vir ons lewe is, of omdat sy ja op so versoek vir ons tot nadeel sal wees. Daarom sê Paulus in Romeine 8:28, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk,
vir hulle wat na sy voorneme geroep is. In Psalm 103 vers 20 besing Dawid die engele wat God se wil uitvoer. Loof die Here sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Hier vind ons die wyse waarop die engele God se wil volbring. Hulle doen dit deur die woord van God met ywer en krag en in gehoorsaamheid uit te voer. Ek dink ons omdruk is die laaste 2 bladsye. Alright. So ons gebed moet wees om alles op die aarde aan die woord van God te onderwerp. Wat doen die Here Jesus met sy versoeking? Daar staan geskrywe. Dis wie iets aan God se woord onderwerp. Daar staan geskrywe, want dis God se woord. So wanneer ons bid dat God se wil op die aarde moet kom, rebelleer ons teen die wil van die wêreld en die stelsels van Satan se koninkryk. So om te bid dat God se wil op die aarde sal kom, is om aan God te vra om die heerskappy van die aarde oor te neem. Wanneer ons God se wil van nader bestudeer, sien ons dat sy wil in 3 onderskeie aspekte kan indeel. Naamlik, sy wil ten opsigte van sy doel, sy begeerte en sy opdrag. Die eerste aspek van sy wil kan ons verstaan ten opsigte van God se volmaakte plan, wat die hemel en die aarde en die hel insluit. Die profeet Jesaja beskryf dit as volg, Jesaja 14:24. Die Here van die leerskare het gesweer en gesê waarlik, soos ek gedink het, so gebeur dit, en soos ek besluit het, kom dit tot stand. Hiermee kan ons verstaan dat God die sonde van die wêreld steeds verdra, omdat God van die begin af 'n tyd bepaal het waar hy weer gaan kom om die sonde en die duiwel vir altyd te bind. Hierdie wil praat van God se voorkennis met betrekking tot alles op aarde. Hy het 'n volmaakte plan wat verseker deurgevoer sal word. Tweedens vind ons God se wil ten opsigte van sy begeerte of 'n wens. Dit vind altyd plaas binne die konteks van sy wil ten opsigte sy doel, in teenstelling met die eerste wil wat verseker tot stand sal kom. So God se wil ten opsigte van sy begeerte op die aarde is grootliks onvervuld. Lukas 13:34 sien ons dat Jesus se begeerte was dat Jerusalem gered moet word. Tog het hulle hom keer op keer verwerp. Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en die wat na jou gestuur is stenig. Hoe dikwels wil ek jou kinders bymekaar maak, soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke, en julle wou nie. Net so begeer God dat alle mense gered sal word. Tog weet ons dat dit nie so sal wees nie. Derdens vind ons God se wil ten opsigte van sy opdrag. Hierdie wil van God is hoofsaaklik vir sy kinders. Dit is God se wil dat sy kinders ten alle tye sy opdragte gehoorsaam sal wees. In Romeine 6:16-18 skryf Paulus: Julle weet nie dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van sonde was,
maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is en vrygemaak van sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. So God se wil ten opsigte van sy opdragte is dat ons aan hom gehoorsaam sal wees. En ek weet dit ken julle ook al. God soek gehoorsaamheid. God se wil ten opsigte van sy doel sluit die uiteinde van hierdie wêreld. Sluit die uiteinde van hierdie wêreld, Christus se wederkoms en sy gereedmaking van die aarde, sy ewige koninkryk in, terwyl God se wil ten opsigte van sy begeerte die verlossing van die mensdom insluit. Derdens behels God se wil ten opsigte van sy opdrag, die toewyding en die gehoorsaamheid van sy kinders. Die grootste vyand van God se wil is selfverheffing, hoogmoed en trots. Dit staan loodreg teen God se wil. Dit is dieselfde hoogmoed wat Satan teenoor God laat rebelleer het. Daarom moet ons waak en bid dat God ons daarvan sal bewaar. Die doel van gebed is nie soseer die vervulling van ons behoeftes en die verkryging van antwoorde op al ons vrae nie, maar is eerder 'n verdieping in ons verhouding met God en 'n verklaring van 'n groter afhanklikheid van die Here. Ons gebedsroeping is om die hemel aarde toe te bring terwyl ons die naam van die Here heilig.